Ek verwys altyd graag na wynmaak as die simfonieorkes van die wynbedryf. As jy kyk na al die elemente wat hier 'n rol speel, van die wingerd en alles wat in die kelder gebeur, al die kennis van wynmakers en dan daarmee produkte soos Dry Ice International se produk. Dit gee altyd vir my die idee van die finale moment wanneer hierdie simfonieorkes gaan begin speel. En jy kry die klanke van die musiek wat verwoord word in dit wat jy proe in die bottel. Wynmakers het agtergekom dat temperatuurbeheer in jou kelder, waar jy werk met die vars druiwesap wat aankom van die wingerd af. Dit speel 'n baie groot rol hoe jou wyn uiteindelik gaan lyk. So as jy kan met koel sap werk hier aan die begin van die parsproses, dan weet jy het klaar al 'n voordeel, want 'n koel sap behou al die geurelemente wat jy graag in die wyn uiteindelik wil hê. Ek dink enige tegnologiese bydrae in die bedryf het 'n voordeel op die einde van die dag aan die eindproduk. En wat ons ook al doen in die wynbedryf, as jy kan beter wyn maak met 'n hoër kwaliteit en 'n produk lewer wat die verbruiker meer aanloklik en lekkerder gaan vind, dan is dit tot die voordeel van nie net die wynmakers nie, maar ook die wynbedryf, maar ook uiteindelik die verbruiker. En as jy kan 'n basismateriaal soos droë ys gebruik om dit vir jou moontlik te maak, dan is dit 'n wonderlike geleentheid. En ek dink die kwaliteit van droë ys in Suid-Afrika het oor die klompie jare al so ontwikkel en is deesdae van so hoë gehalte, dat 'n mens moet inderdaad sê, dit het 'n baie groot bydrae tot wat 'n mens wil bereik in die kelder om uiteindelik jou beste wyn te maak. Droë ys is sekerlik een van die maklikste produkte om te help om vir jou 'n goeie wyn te lewer. So droë ys in die industrie is al so 30 jaar. Ons gebruik ys op witwyn en op rooiwyne om oksidasie te verhoed of te voorkom en om jou druiwe koud te maak. En ek dink die grootste belangrikheid is die fenoliese materiaal wat bind met suurstof. Dit is waar die geheim is. CO2 gas wat afskei van die droë ys is fenomenaal. Soos wat ek die druiwe ontvang reguit van die wingerdstok af, gooi ek 'n 16 ml droë ys in my pres. Saam met my druiwe om my druiwe af te koel, veral by die parsbakke wat in die parsmasjiene is wat geoes word. En dit bekamp al klaar oksidasie in die wingerd. Stap nommer 2 sal wees by die pres self, 16 ml of 3 ml, wat ek al die wynmaker verkies, in die pres self om jou, soos wat jou diafragma of jou bladder asemhaal binne jou pres, om daai suurstof te verminder. En dan volgende stap sal wees onder die parsbak waar al jou sap opgevang word. Dit is waar jou aromatiese voorlopers wat nie oksideer nie as gevolg van droë ys wat die gas afskei wat 'n mooi blanket oor daai sap vorm. En dan van daar af is dit reguit in die tank in. In die tank gebruik ek 'n 3 ml ys en ek bedoel dit is die afkoelproses is dadelik. En jy kan dit nie regtig wel regkry met verkoeling in jou kelder tensy jy 'n ontsettend groot masjien het om dit te doen. Maar op die einde van die dag, droë ys is so handig, so maklik om te gebruik. Ek kan nie sien hoekom meer mense dit nie doen nie. Dry Ice International is fenomenaal. Ek wil die diens wat hulle lewer en die spoedige aflewering, dit is 'n groot geheim. Elke wynmaker sit baie keer en vergeet om ys of produkte te bestel. En ek wil dis waar die geheim lê, daai 5:00 die middag of die aand oproep om te sê ek kort ys. En ek dink dit is waar Dry Ice International hulle self die afgelope paar jaar bewys het as 'n kliënt wat vir die wynbedryf 'n ongelooflike bydrae lewer. Ek wil amper sê hulle kan staat maak daarop dat as jy jou bestelling vandag inlewer, dat jy môre die aflewering gaan kry wanneer jy dit nodig het. Onthou net in die wynbedryf het ons nie tyd om te wag dat die druiwe nog 'n dag langer moet hang aan die wingerd nie. Wanneer hy geoes moet word, moet hy geoes word. En dan het jy dry ice
International se produk nodig.